die boek van Jakobus en ons sê in die laaste paar weke hemelse wysheid uit die boek van Jakobus. En wie het hemelse wysheid ontvang hierdie laaste paar weke hier in die gemeente as jy so luister na dit wat ek gesê het? Net ek, okay? Dan is het fijn. Wel, ek het hemelse wysheid ontvang, so dan was hierdie reeks vir my. Maar ek vra die vraag, hoekom die boek van Jakobus? En ek wil net so vinnig weer vir oulaas deur een of twee goedjies gaan oor hoekom die boek van Jakobus. Ek sê hierso, Jakobus roep die Christene van sy dag. En dit beteken hy roep ons, die Christene van vandag, om hulle geloof prakties uit te leef en volwasse te word in Christus. Nou Jakobus het nommer 1 hierdie brief nie geskryf vir 'n klomp baba Christene, 'n klomp mense wat nog Jesus moet leer ken nie. Hy het hierdie boek of hierdie brief of wat ook al geskryf vir die kerk, vir mense wat al jare in die kerk sit. En hy het vir hulle gesê, ouens, ek wil net gou julle herinner aan 'n paar dinge. En ek dink een van die hoofgoeders in die boek van Jakobus kry ons in Jakobus 1 vers 22 en hy sê, wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Ek het laasweek iets anders gesê wat vir my ook in hoofstuk 1 amper die opsomming is van die boek van Jakobus, maar hierdie, en ek wil graag hierdie as die rede hoekom hy die boek skryf, mee afsluit vandag, voordat ons in hoofstuk 5 ingaan. Wees doeners van die woord. Wees doeners van die woord. En dan sê 'n harde stelling hierso. Kan ons hom gou daar opkry. Wanneer die woord iets sê as waarheid of as feite, dan maak jou opinie daaroor nie regtig saak nie. En ek dink dit is wat Jakobus vir die ouens hier kom sê, wees doeners van die woord is vir julle gegee, lees dit en doen dit, en wanneer die woord iets sê, as feit en as waarheid, dan maak jou opinie, liewe broer en liewe suster, sussie, boetie, wat ook al, oupa, ouma, maak jou opinie daaroor nie saak nie. Hy sê, die woord is vir julle gegee, lees dit, leef dit, doen dit. Nou ek kry gistermiddag 'n oproep van 'n pastoor van ons netwerk, laat gistermiddag, hy wil nog gou met my praat oor iets, en hy, eerste ding, baie reguit hou. Ek sê vir my, Johan, hoe gaan dit? Waar preek jy môre? Hy sê nie, hallo, hoe gaan dit nie? Eerste ding, waar preek jy môre? Ek sê, Jakobus hoofstuk 5, doen 'n reeks hemelse wysheid. Okay. Toe ek op TK was daar 'n professor wat gesê het, Jakobus hoort nie in die Bybel nie. Ek sê, dit is interessant. Ja nee, want Jakobus gee vir ons 'n klomp moeds en moenies. Ek sê, nee, Jakobus gee nie vir ons 'n klomp moeds en moenies nie. Jakobus sê vir ons wat Paulus eintlik vir ons sê in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees moet manifesteer in ons lewe. En dan gaan al hierdie goeders wat Jakobus van praat, gaan dit 'n natuurlike uitvloei wees. Ek doen dit nie omdat ek moet nie, maar as gevolg van die reaksie wat ek het op die genade van Jesus Christus in my lewe. En dit is waar Jakobus kom en hy sê, word nie doeners van die woord, julle is kinders van God. Julle het julle harte en lewe vir Jesus gegee. Hy het julle lewe kom transformeer. Nou dra vrug. En Jakobus sê vir ons in hierdie 5 hoofstukke, hoe lyk die vrug van 'n Christen se lewe? Hier's 5 hoofstukke. Lees dit. En as jy hierdie 5 so hoofstukke lees en jy doen hierdie goeders, dan is dit die vrug van 'n Christen se lewe. So hoofstuk 5 sluit dit mee af. Roep ons om met geduld, integriteit en geloof te lewe. Sjoe, 3 groot woorde, geduld, integriteit en geloof. 3 moeilike woorde om te lees, te leef. Stem julle saam? Geduld is moeilik. Integriteit, moeilik. Geloof, wat het ons gehoor? Uitdaging, moeilik. Daarby ook om op God te vertrou vir geregtigheid
en dit verduidelik vir ons die krag van gebed. So Jakobus kom en hy sê, Christene, kinders van die Here, ek roep julle geduld, integriteit, geloof, om op God te vertrou, en hy verduidelik vir ons die krag van gebed. So kom ons gaan, en soos wat ek die laaste ruk so vers vir vers, stuk vir stuk deur die Bybel lees, so kom ons gaan gou en lees deur hoofstuk 5, en ek het hom weer opgedeel in die paar stukkies wat Jakobus vir ons sê, die paar gedagtes wat hy sê. Die eerste gedagte wat Jakobus met ons deel, is die volgende: moenie toelaat dat rykdom jou korrup maak nie. Eer God met jou rykdom. Hierdie is nie 'n geldpreek nie, hierdie is 'n Bybelpreek. Jakobus hoofstuk 5, vers 1 tot 6 begin Jakobus en hy sê, kom nou julle rykes. En ek wil net gou vir julle sê, as jy vanoggend ietsie geëet het, en jy druk die knoppie daar teen die muur en jou ligte kom aan, jy besit 'n selfoon en jy het airtime op en daar's krag op jou kragmeter, dan word jy geklassifiseer as 'n ryke. As een van die top 5% in die wêreld. So, kom nou, julle rykes, huil en weeklaag oor die rampe wat julle gaan tref. Julle rykdom het vergaan en julle klere is mot gevreet. Julle goud en silwer is verroes en die roes sal teen julle getuig en julle liggame soos vuur verteer. Julle het die laaste dae skatte opgegaar. Kyk, die loon wat julle weerhou het van die arbeiders wat julle lande geoes het, roep dit uit. En die geroep van diegene wat oes, het die ore van die Here heerser wil alle magte bereik. Julle het op aarde weelderig en losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. Julle het die regverdige veroordeel en vermoor. Hy kan hom nie teen julle verweer nie. Ek wil julle uitdaag met die volgende stelling. Evalueer persoonlik julle, elkeen wat hier so sit, evalueer jou eie finansiële besluite. Gebruik jy jou hulpbronne om ander te dien en God te eer? Want God wil hê ons moet ons finansies met integriteit bestuur. Dis wat hy in die eerste 6 verse vir ons sê. Bestuur jou finansies met integriteit. Hoe bestuur jy jou finansies met integriteit? Eenvoudige eenstelling. Bring jou finansiële besluite eer aan God, of wys jou finansiële besluite, ek vertrou eerder op my eie insig en op die wêreld. Ek was hierdie week in 'n ewige debat betrokke gewees. Vandag, en ek het nie my mond gehou nie, dis hoekom ek ewig geraak het, want ek kan dit nie vat as mense nie die woord van God kan leef nie, en nie die woord van God kan vat en dit as genoeg maak nie. Ek praat met iemand en dit begin so uit te kom, daar's drome vir die toekoms, dis 'n jong persoon, daar's drome vir die toekoms, maar die stelling word gemaak, ek is net nie bereid om my kant te bring, ek wil nie regtig werk nie, dis vir my lekkerder om niks te doen nie, so ek wil nie regtig werk nie, en al die dinge, okay, great, sê, ek dink dit is tyd dat jy van jou alie afkom en begin iets doen. Nie almal van ons dink ek het 'n element van ons hou nie van werk nie. Dit is in die natuurlike menslike natuur om nie van werk te hou nie. Jy wil agteroor sit en niks doen nie, maar ergens moet ons net ons verantwoordelikheid opneem en iets doen. En toe begin die gesprek nou van hoe die dorp verval en hotspot daar in die middel van die dorp wat 'n probleem is, en dit is 'n probleem, ons kan dalk maar bid dat hy gaan toemaak. Maar toe kom dit en toe sê ek, ja, die ander probleem in die dorp is Gold Rush. Hoekom sê jy so? Toe sê ek, want daar word dalk nie gekuier op die strate op 'n Saterdag aand voor Gold Rush soos by hotspot nie, maar mense verloor hulle menswees
by Hotspot, gaan by Goldrush, gaan kyk 'n bietjie na Payday, die karre wat daar aangery kom, en die mense stap daar in met 'n vals hoop en hulle stap daar uit sonder hulle salaris. En vir die res van die maand gaan ek brood skeer. Ja, maar as ek eendag die lotto wen, sê die persoon, toe sê ek en raai wat? Jy gaan nie die lotto wen nie. Bekry jy vir jou 'n werk en gaan werk? Nee, maar speel jy die lotto nie? Ek sê nee. Was jy nog nooit in Hotspot nie? Ek sê vir die persoon, weet jy wat? Ek weet wat my bron is. My bron is God die Vader. En gee jy daai lotto geld en daai Goldrush geld vir die kerk, vir die werk van die Here en jy gaan verder kom. Nee, maar jy kan nie so sê nie, want ek gaan eendag die lotto wen. Hier kom Jakobus en hy sê vir ons ouens. Hierdie is nou 'n eenvoudige gesprek wat ek in die week gehad het, maar raai wat? Daai gesprek is in almal se huise. Nie net noodwendig oor die lotto of oor Goldrush nie, maar daai gesprek is in almal se huise. Ek het 'n probleem om God te vertrou met my finansies, want ek wil in beheer wees. Ek wil the master of my own universe wees. En hier kom Jakobus en hy sê, ouens, evalueer bietjie die besluite wat julle maak. Wie besteel julle om julle lewe te kan leef? En wat doen jou geld? Eer dit die koninkryk van God, of breek dit net jou eie lewe af? Ek het vir julle goeie nuus. Alles behoort aan die Here, selfs jou salaris. En hy vertrou jou eintlik met jou eie salaris, en dit is syne. En hy sê, al wat ek vir jou vra is, hanteer dit wat ek jou mee toevertrou met integriteit. En dit gaan nie net oor finansies nie, dit gaan met alles. Maar Jakobus zoom bietjie net hierin oor finansies, want hy weet, dis 'n teerpunt, en mense raak vinnig opgesweep as die pastoor praat oor geld. Hy praat nou met die hele diens oor geld. Nee, ek doen nie, ek sê wat die Bybel sê. Die tweede ding wat Jakobus in hoofstuk 5 vir ons sê is, wees geduldig, vertrou in God se tye. Nou, Rory, well done, dat jy nou hier kom staan het vanoggend en presies kom sê wat Jakobus gesê het, en jy het vir ons gewys hoe om dit prakties uit te leef. Die hart wat Jakobus die brief voorgeskryf het is, leef jou geloof prakties uit, en daar het iemand dit prakties uitgeleef. Kom ons gee vir hom. Hy sê in vers 7, hy sê, wees geduldig. Wees geduldig, broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laat reeds geval het. Wees dan geduldig. Staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moet oor mekaar kla nie. Hy sê seker, moet nie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding, en julle het die Here se einddoel met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Die vraag is, as ons hierdie lees, gaan nie deur 'n moeilike tyd, deur moeilike tye. Wees net geduldig in die moeilike tye. Herinner jouself net altyd, God is in beheer. Hy bly getrou. Jy kan op hom vertrou. Kyk hoe mooi ry dit ook. God bly in beheer. Maak nie saak wat jy dink nie. Maak nie saak wat jou opinie is van die wêreld, van God nie. Hy bly soewerein God. Hy bly in beheer. En hy maak die uitnodiging, vertrou my. Wees geduldig in die feit dat ek God is. The battle belongs to him. Amen. Dis 'n baie goeie plek om amen te sê, en ons moet dit glo. Wees
geduldig in hom. As iets oor jou pad kom, sê, God die Vader, ek vertrou U, en ek vertrou dat U vir my die weg gaan wys. Net soos wat Jakobus sê, hanteer jou finansies met integriteit, vertrou my daarmee, net soos wat die Bybel die openstelling maak, om te sê, God is jou bron. God is die een wat vir jou voorsien. God is die ene wat jou laat opstaan in die oggend en gaan laat slaap in die aand, wat asem in jou longe inblaas. Hy is die bron. So nou kom Jakobus en hy sê, met dit in gedagte, wees geduldig in die Here en vertrou dat hy jou paaie vir jou sal gelyk maak. Hou op rondloop en ander mense se opinies gaan soek, doen wat die woord van God vir ons sê om te doen. Dan gaan hy aan en hy sê, praat met integriteit. In vers 12 kom hy sê, en hy sê, bo alles, my broers, moenie sweer nie by die hemel nie, en nie by die aarde nie, en moet ook geen ander eed aflê nie, maar laat julle ja wees, en julle nee, en nee, sodat die oordeel julle nie tref nie. Dink dit is, ja, dis eina, nee. Dis al meer eina vir die persoon wat skuldig is. Maar dis eina. Jakobus praat vroeër in hierdie boek, hierdie jou tong, moet jy onder beheer kry. En op hierdie stadium van die wedstryd, dink ek, het hy al gehoop, die mense het daarom nou al die jou tong hier onder beheer, en die uitsprake, en dan kom hy en hy maak net 'n eenvoudige stelling, ouens, dat julle ja wees, julle nee wees, moenie beloftes maak nie, moenie allerhande groot praatjies maak nie, praat met integriteit. Nou wat beteken integriteit? Jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee. Jakobus sê vir die kerk, die volwasse Christene, hou op, om allerhande praatjies onderlangs, hou op om die hele tyd dood te spreek, hou op om die hele tyd negatief te wees, doen net eerder wat jy sê jy gaan doen. En as jy sê jy gaan dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Dan is jy veilig. Praat met integriteit. En sê hierso, vra jouself, is jy iemand wat groot praat, of is jy iemand wat nederig by jou woord bly? Want dit is baie keer makliker om net te sê, ja, ek gaan dit doen, en dit te doen, as wat jy mense vir ure lang besig hou, met vals beloftes, mooi praatjies, om jouself te probeer opbou in die proses, en dan kom jy eintlik nêrens nie. Dan gaan hy aan, en hy sê, laat jou ja wees, en jou nee, moenie eed aflê nie, en dan draai hy 'n bietjie die woord en hy verduidelik vir ons, okay ouens, julle verstaan nou die krag van julle woorde, integriteit. Julle moet die Here eer met alles wat julle het. Nou kom ek verduidelik dan nou vir julle die krag wat daar lê in gebed. En hy sê in vanaf vers 13 tot 18 sê hy vir ons, as iemand van julle swaar kry, moet hy bid. Maar wat is ons probleem baie keer vandag? Ek kry swaar, so ek gaan kla daaroor. Ek gaan soek 'n oor om by te kla. Glo my, as ek in Cecile winkel toe gaan, dan is dit 40 minute in die winkel van almal wat net kla by ons, hoe swaar dit gaan, en hoe hulle die kerk mis, en hoe hulle wens hulle kan kerk toe kan kom, maar dis in kerktyd wat hulle in die winkels rondloop. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. Nie klaar daaroor nie stories ronddra oor nie, hy moet bid. As iemand opgeruim is, moet hy 'n psalm sing. So daar's 150 van hulle, kies een. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het. Die gelowige gebed van sal die sieke gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig.
En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Raai wat? Ons almal wat Jesus Christus aangeneem het as Here, Redder en Saligmaker, word geken as regverdiges. Want ons staan nou in die regte kant van die wet, in God se goeie boekies. So die gebed van 'n Christen wat Jesus Christus aangeneem het, is die gebed van 'n regverdige, en ek dink baie keer ons besef nie die krag wat in ons gebede lê nie. Jesus het gesê, groter dinge as ek gaan julle doen in hierdie wêreld. Jesus het vir die storm gesê om stil te word. Besef julle die krag wat in ons gebede lê. Jakobus sê vir hierdie Christene, en hy sê vir julle vandag, ouens, julle besef nie hoeveel krag het julle in julle gebed nie, maar julle kies eerder om te kla as om te bid. Ja, stem saam met jou. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het vurig gebid dat dit nie moet reën nie. Elia het gebid dat dit nie moet reën nie, en raai wat? Ja. En dit het 3 jaar en 6 maande lank nie op die aarde gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug opgelewer. Ek vra vir jou vandag, bid jy genoeg? Begin deur te bid vir die mense in jou gemeenskap wat sukkel. Het sy met siektes, emosionele laste of geestelike uitdagings. Ons het op 'n plek gekom wat ons eerder kla, eerder skinder, eerder vingers wys, en eerder sê nee, ek gaan dit op 'n ander plek soek, my kerk is nou nie goed genoeg. Want ons is mos nou in 'n fast food samelewing, nee. Dankie Koos, ja. Hier kom Jakobus en hy sê, waar jy is, waar jy vandag hierso sit, bid. En ek vra vir jou die vraag, bid jy genoeg? En bid is nie hierdie misterieuse ding, waar jy ergens in 'n kamer moet gaan en die deur toesluit en 'n kers opsteek of enigiets soos dit nie. Bid is eenvoudig praat met die Here. Here, ek is nie tevrede met die stand van hierdie dorp nie, in die naam van Jesus Christus roep ek vir transformasie en genesing. Dit is die kragtige gebed van 'n regverdige. Here, ek sien daar is 'n gesin wat swaar kry. Ek vra Here, dat U vir hulle die deur sal oopmaak. Dat U die vloedhekke van die hemel vir hulle sal oopmaak, dat daar seën op hulle lewe sal kom. En dit hoef nie finansiëel te wees nie. Partykeer het daai mense ook net Jesus nodig. Ek vra die vraag, bid jy genoeg? En dan sluit Jakobus hierdie hoofstuk af en hierdie boek af met die stelling, wees iemand anderste se kompas. En hy sê vir ons in vers 19 en 20, hy sê, my broers, as enige een van julle afdwaal van die waarheid en niemand hom laat terugdraai, moet hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaalweg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. So Jakobus kom en hy sê, ouens, ons as Christene is geroep om iemand anderste se kompas te wees. As jy sien iemand anderste is van die pad af, praat met hom daaroor. Die Bybel roep ons om dit te doen, want God wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. As jy sien iemand bly dieselfde fout oor en oor en oor en oor maak, is dit jou plig as kind van die Here om na hom toe te gaan en sy kompas te wees. En dan vra ek vir jou, as iemand na jou toe kom en hy sê dit vir jou, nie jou gat wip en sê, hoe durf jy dit vir my sê nie? Die Bybel sê ek moet dit doen om jou te help. Jakobus se hart is
dat ons as Christene volwasse sal wees, dat ons in hemelse wysheid sal lewe. Daar is in die begin van die Bybel, is daar 2 bome. Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. Jakobus verduidelik vir ons hier. Ouens, ons is so geneig om na die boom van die kennis van goed en kwaad toe te hardloop, want ons wil moeds en moenies en ons wil wêreldse wysheid hê. En Jakobus sê, ouens, kyk verby daardie boom van die kennis van goed en kwaad, want julle wil net julle self sis met moeds en moenies en bietjie kennis en jy wil jouself net sis met die idee van jy weet wat om te doen. Jakobus sê vir ons, stap verby daai boom, gaan na die middel van die tuin toe, want daar staan 'n boom geplant. Die boom van die lewe. En gaan tap van hom af. Want daar gaan jy jou hemelse wysheid kry. En jy gaan weet hoe om reg te lewe. So, laaste roep tot aksie uit Jakobus hoofstuk 5 en in die boek van Jakobus. 4 goeders. Die eerste ding sê hy, gebruik jou besittings met wysheid en met integriteit. Wees geduldig, veral in tye wat jy toetse beleef. Ons bly in 'n baie moeilike land, ons beleef baie toetse, en die Here roep ons om geduldig te wees, hierop om te vertrou. Lewe in integriteit, en bid met 'n vurige passie. Ek sluit af met hierdie laaste stelling. Onthou, ware geloof kan gesien word in die vrug van ons leefwyse, nie net in wat ons sê nie. Dit is wat Jakobus se hart is, om te sê, lewe die geloof. Laat daar vrug op jou lewe wees, want dis die wil van die Here. Jesus, baie dankie dat U gekies het om hierdie wonderlike boek in die vorm van Jakobus vir ons te gee. Here, dankie dat U so baie hemelse wysheid daarin gesit het, en Here, dankie dat U ons motiveer om nie net met die Bybel onder ons arm rond te loop en te sê, ek weet alles van wat dit is om 'n Christen te wees nie. Here, dankie dat U ons motiveer om te sê, maar laat toe dat daardie boek wat jy onder jou arms mee rondloop, laat dit in jou hart begin vrug dra. Here, dankie vir die uitdaging wat U sê ons moet daardie vrug lewe. My gebed is dat ons verby die boom van die kennis van goed en kwaad sal loop, dat ons nie eers na sy rigting toe sal kyk nie, maar dat ons by die boom van die lewe gaan tap. Here, leer ons om ons mond in toom te hou. Here, help ons om ons finansies met integriteit te bestuur. Here, mag ons finansies, maar mag nie net ons finansies nie, maar mag ons hele lewe eer bring aan U. Mag dit uitstraal en sê, my lewe bring eer aan God die Vader. Here, ek bid net so dat U ons sal help om 'n lewe van integriteit te leef. En Here, my gebed is dat ons in steede daarvan om te kla, en die hele tyd dood te spreek, en om mense toe te hardloop met stories, Here, dat ons eerder sal begin bid, soos wat U vir ons in die woord sê om te doen. Bid vurig, bid sonder ophou, want dit is die perfekte wil van U, Jesus Christus. Gebed in die naam van Jesus bid dit. Amen. Amen.